Jesus het ons in ons lewe gebruik om U te eer. Here, ek ook die woord gaan uitlees. Here, seën U woord, dat ons dit sal kan hoor en sal kan weet, Here, wat U met ons elkeen wil deel vandag. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. So julle kan solank oopmaak die wat graag wil oopmaak in julle Bybels in Hebreërs 2 vers 14 waar dit ons vanoggend gaan lees. Maar die afgelope tyd, paar weke wat ons nou al bietjie besig is om terug te kyk in ons verlede en sodat ons kan vorentoe gaan, het ons 'n paar goed geleer. Ons het gesien hoe belangrik dit is om te kyk na dit wat die jaar gebeur het. Om te kyk na die goed waardeur ons gegaan het en die struikelblokke en selfs die goeie goed wat ons beleef het. Maar nog steeds, as ons vandag bietjie moet terugkyk en nog bietjie iets verder moet leer, wil Jesus ons iets kom leer van nederigheid. En die tema spesifiek vryheid deur Jesus se nederigheid. Ons Jesus se nederigheid kan beleef en kan uitleef. Nou, Tim Keller, 'n prediker van oorsee, het die volgende gesê: Humility is so shy, if you begin talking about it, it leaves. En dis nogals waar ons mooi daaroor dink, nê. Dis baie keer ook moeilik om te aanvaar dat wanneer ons sien iemand sukkel en ons wil graag iets vir iemand gaan doen en ander mense hiervan en eers praat almal daaroor, dan kry ons skaam en ons hou op om iets goeds te doen. Ons staan terug en sê, maar ek gaan nou nie meer verder nie, dit is nou okay, ek sal hulle later weer help wanneer niemand weer praat dat ek help met die nood nie. Dit kan wees soos byvoorbeeld, ons sien iemand raak wat sukkel met kos in 'n huis en ons gaan uit die goedheid van ons harte uit en weekliks of maandeliks gaan sit ons 'n kospakkie voor hulle deur of voor hulle hek en hulle weet nie eers dat dit ons is nie. En oor 'n tydperk heen besef mense maar dit is daai persoon wat vir daai sin kos gegee het of dit gedoen het of dat gedoen het en eers skielik is dit net van maar hoe ek nie nou wag my mense sê maar ek moet ander mense ook help en nie net een spesifieke gesin nie. Dan span ons terug want ons wil dit nie. So presies is 'n uitdaging vir ons om te sê maar dis dalk net 'n kospakkie wat ons gee of net ietsiekie maandelikse groceries of so vir hulle deur moet gaan lees nie. Dis ook om in te gaan hoor hoe gaan dit? Om in te gaan kyk wat die behoeftes spesifiek is in die gemeente of in die huis en selfs 'n bietjie te gesels. Wat is dit juist wat hulle nodig het? Dis juist wat uitwyk en omgee na ander mense toe. Hulle genesing kry, hulle gebrokenheid en seer en ons kry ook op 'n manier genesing wanneer ons ander mense se gebrokenheid aanspreek. Want ons sien die Here deur ons raak ander mense aangeraak. En dan besef ons, gebruik ons en hy raak hulle aan om instruments in God se hande. Maar tog ook om te sien hoe God ons gebrokenheid gebruik om getuie te wees. Of vir mense te vertel, maar dit is wat Jesus vir my gedoen het. Jesus het mense op my pad gestuur dat ek nie gedink het my sal kan help nie, maar hulle help my. En ek is so dankbaar dat ek nie meer of enigiets terug vir dit wat hulle vir my doen nie. En dit is juist nederigheid en dit wat Jesus vir ons kom doen het. Ek ben in ons menslike reis wat ons elke dag stap, is 'n reis vol van sonde, vol van gebrokenheid en God het jare Ou Testamentiese tyd het hy gesien dat die mense net hierdie spesifieke reëls en regulasies volg om te probeer reg lewe, maar eintlik hulle verder van God af weg beweeg, as nader aan God. Hulle reëls en regulasies gevolg as wat hulle God gevolg en sy nederigheid gaan uitleef het. Nou Hebreërs 2 waar ons op gaan lees en eintlik spesifiek hele boek Hebreërs praat met die hoofpriester wat homself kom neerlê vir sy volk. Die hoofpriester wat hom daar hoog neergesit het of wat hom daar neergesit het onder die vloer en gesê het maar ek gaan julle kom dien as mense. En dit is spesifiek Jesus wat dit vir ons kom doen het. So ons lees vanaf 14 tot en met vers 8 en ek lees dit vinnig vertaling uit. Dit sê daar:
Aangesien die kinders aan vlees en bloed deel het ook hy net so aan self met deel gekry. So het deur sy bloed die een oor die dood mag het, dit is die duiwel kragteloos kon maak. En sodat hy hulle wat uit vlees vir die dood hulle lewe lank in slawerny verkeer kon bevry. Maar hy is verseker nie hulle besorg. Inteendeel, hy is sy nageslag besorg. En elke opsig geword aan sy broers, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester word om as offer te dien tot versoening van die volk se sondes. Want hy self gelei het wat versoek is hy in staat om die wat versoek word te help. Nou ons lees net tot daar. Nou as ons eers 'n bietjie kyk net na vers 17, dan praat daarvan dat hy en dit vergelyk of was dit na Jesus toe wat gelyk word met sy broers. En wat ons interessant is die kommentaar en die navorsing goed, so sê jy dalk word hy vergelyk met sy biologiese broers. Sy broers en susters wat sy ouers afgekom het. Maar eintlik is dit beteken dat Jesus gelyk word met ons as mens. Ons, elkeen wat sy broer en sy suster is. Jesus het gelyk word met ons elkeen wat as 'n babatjie gebore is, 'n kind het en in elke fase van die lewe gegaan het, soos wat ons ook gaan. Waar ons groot word en Jesus het groot geword uit deur sy kinderfase en die laerskoolfase en die tienerfase. Hy sê al die fases deur. Net soos ons elkeen van ons nog moet deurgaan. Maar hy het presies geweet wat deur die lewe gebeur. Nou ook soos alle Rome het vir hulle kinders om te sê, my liefde of my kind dit kan beleef. Ek het die spesifieke gedagtes in my kop oor my kind. Maria en Josef ook hierdie gedagte gehad oor hulle sien. En babatjie wat gebore is, dat hy verskil sal maak in die wêreld en net liefde sal gaan uitleef. Maar tog ook het hulle nooit 'n gedagte gehad dat hierdie babatjie wat vir hulle gegee word, dit sal wees om die sonde van die wêreld te neem. Ons aan 'n kruis hang vir ons elkeen nie. Dit was nie hulle as ouers se gedagte vir hulle kind gewees nie. So hulle moes regtig eintlik deur 'n moeilike ding gegaan het, hulle besef, maar hierdie babatjie wat hulle vashou, die seun wat hulle sien groot word, is nie net 'n normale mens nie. Hy's uitgekies, hy's spesifiek hiernatoe gestuur vir iets om te doen. Nie net om 'n normale verskil te maak, soos ons elke dag 'n verskil maak nie, maar om 'n spesifieke verskil te maak in die mensdom en nie net in die tyd waarin hy geleef het nie. En daarom het Jesus reg deur sy lewe eintlik barmhartigheid bewys. Barmhartigheid aan die mense rondom hom. Maar so ook het daai barmhartigheid so oorgespoel dat ons dit vandag nog beleef. Deur sy woord en dit wat hy vir ons doen, deur dit wat hy van sê en deur ander mense. Maar Jesus wat as 'n slaaf neergedaal het, soos die Filippense 2 vers 7 vir ons sê, hy het as 'n slaaf gekom na die wêreld toe, om een met ons te word, om tussen ons te wees en homself leeg te maak, eintlik. En hierdie leegmaak is dan nou van hierdie glansrykheid van die hemel, dat homself gaan leegmaak het om 'n slaaf te word, onder ons as mense, om tussen ons sonde te kom lewe, as hierdie volmaakte man. Hy het dit kom doen en hy het so deur dit hy die lam van God geword. Die lam wat vir ons geslag is in 'n kruis, wat vlekloos was, sonder gebrek, sonder enige iets. En hy het ons kom vergewe. Hy het ons kom vryspreek van dit wat ons vashou. Maar wat hy eintlik nie verwag het van ons as mense, is dat ons hom in 'n paleis sou sit nie. Hy het nie gesê, maar hy wat van God is, wat vir die hemel afkom, moet in die mansion bly en moet
mense het wat hom dien en sulke goed en vir hom kos aangee en dien daar in die volgende nie. Hy het net gesê, hy wil hier wees om ons te kom dien. Om daar te wees vir ons, om ons te kom help. Markus 10 vers 45 sê dan ook, want ook die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Hy het sy lewe kom gee. Hy wat ons kom dien, deur om net hier te wees vir ons, om die pad te stap wat ons elkeen ook stap, om gelyk te wees met ons. Maar so ook kan ons sê, maar ons gee die Here eer en lof en prys en ons sing en ons doen al die goed. Maar eintlik is dit nie so belangrik soos dit wat Jesus kom doen het nie. Want hy het sy lewe vir ons gegee. Ja, ons moet hom eer, ons moet hom prys, ons moet vir hom eer en lof gee en ons hande oplef en regtig in dankbaarheid voor hom staan. Maar kom ons dink terug oor dit wat hy moes eintlik prys gegee het. Hoe hy eintlik in nederigheid voor ons elkeen kom sit het en kom sê, maar ek gee my lewe vir jou. Ek kom staan in jou plek. Ek is gebore vir jou. En juist deur dit kan ons sien die barmhartigheid en die liefde wat Jesus vir ons elkeen kom bewys het. So Jesus het nie net ons sonde kom wegvat nie, hy het nie net ons kom vergewe vir dit wat die wêreld op ons kom plaas nie, maar hy het ons kom deel maak van hom, deur homself een te word soos ons. En die teks sê vir ons, hy het vlees en bloed geword. Vlees en bloed soos wat ons elkeen is. 'n menslike liggaam het hy kom aanneem, sodat hy die dood kan oorwin. Die dood kan kragteloos maak, en vir ons elkeen die ewige lewe kan kom gee. Dis wat Jesus kom doen het vir ons. En dis die groot geskenk wat ons vandag kan beleef ook, in die tyd waarin ons is. Maar so noem die teks ook dat hy nie besorgd is oor die engele wat in die hemel is nie. Ja, die engele het hulle plek en hulle het hulle werk om te doen en God het hulle daar geplaas vir 'n spesifieke rede. Maar Jesus is besorg oor die nageslag van Abraham. En Abraham spesifiek wat nie sonder sonde was nie, hy was 'n man wat nogals redelik baie verkeerde goed gedoen het. Maar tog het Abraham gegaan en gesê, maar ek gaan God volg. En omdat Abraham gehoorsaam was en vertel het dit wat hy gehoor het van God en dit wat hy weet van God, het hy die hele tyd oorgegaan en het ons vandag nog steeds die voorreg om deel te wees van God se kinders. Het ons nog steeds die voorreg om te sê, maar ons is uitgekies om saam met hom hierdie pad te stap. Ek meen, wie van ons sou eintlik dan nou sê, maar ons sal ons lewens vir ons kinders gee. Ons sal aan 'n kruis hang sodat my gesin of my familie nie nodig het om doodgemaak te word nie. Party van ons sê, ja, ons sal voor iemand instap wat 'n geweer op ons mense rig of sulke goed om ons familie te beskerm, maar om vir die hele wêreld, die hele mensdom, ons lewe voor te gee, sal ons dit kan doen. Ek meen, in ons lewens vandag ook spesifiek is daar baie goed wat gebeur van ons wat valslik beskuldig word. Ons kry die blame vir goed vir mense wat eintlik onder ons werk, wat goed nie reg doen nie, maar dan vat ons die blame en sê, okay, nee, maar dit is reg, ons sal seker maak die goed word reg gedoen, en dan word ons beklein, ons word sleg gesê. Maar is dit reg as ons skuldig bevind word in goed en ons het niks verkeerd gedoen nie? Dis nie reg nie, maar tog het Jesus dit gedoen. Hy is glad nie skuldig aan enige sonde, enige goed wat verkeerd gaan in die wêreld nie, maar hy het dit op hom geneem. En daarom het hy gekom, sodat hy dit op hom kan neem, dat hy in ons plek kan staan. Daarom het hy hom leeggemaak vir dit wat in die hemel is en 'n slaaf geword hier op aarde, sodat ons by hom kan leer hoe om te volhard in nederigheid in elke situasie van die lewe. In elke situasie waardeur ons gaan. So al het Abraham ook gesê, maar hy gaan nie gehoor gee aan God en sulke goed nie. Het God nog steeds 'n plan gehad en God het met hom gewerk sodat hy God kan kies.
sodat ek kan kies om te sê, maar ek gaan agter God aanloop. Ek gaan saam met God hierdie pad stap. En Abraham het genade beleef, en so het elke generasie na hom, en vandag sit ons hier, en ons beleef genade, want ons kan nog saam, as gelowiges in 'n kerk by mekaar kom. Ons kan nog saam God se goedheid en guns beleef, en ons kan ons geloof kom uitleef. Maar tog moet ons nie eintlik groot kop kry as 'n mens dit so kan stel om te sê, maar ons het 'n goue kaartjie dat ons hemel toe gaan nie, want ons glo in God nie. Ons kan nie dit sê nie, want ons moet tog steeds nederig bly. Om te sê dat ek kan nie my lewe deurgaan as Jesus nie saam met my die pad stap nie. Ek kan nie gaan en goed gaan doen as Jesus nie vir my die rigting wys waartoe ek moet gaan nie. Daarom het ons nodig om te leer wat dit beteken om regtig nederig te wees. Nou die teenoorgestelde van nederigheid en goed is trotsheid. Nou, trotsheid is nie vir my so sterk woord soos die Engelse woord van pride nie. Ons kan nie pride in ons lewe toelaat nie. Pride is waar ons meer dink oor onsself en sulke goed as oor ander. Nou C.S. Lewis het dit my nogal so opgesit. Hy sê, true humility is not thinking less of yourself. It's thinking of yourself less. Om eerder te gaan en te sê, maar ek kyk na ander. Ek kyk na waar die hulp nodig is. Ek kyk na waar God my na toe stuur om 'n verskil te gaan maak. Hoe God my wil gebruik om ander mense te gaan help. En dit moet ons gaan doen. Want as ons toelaat dat trotsheid in ons lewens inkom en beheer vat, is dit eintlik half ook so sonde wat ons toelaat in ons lewe. En dit bring net eintlik skade in ons lewe. Dit maak skade, dit maak ons gebroke, want dit is juist een van die wapens wat die vyand gebruik om ons weg te trek van God af. Om ons verder weg te vat, sodat ons nie in nederigheid kan gaan dien nie. Kan gaan uitreik en kan gaan help nie. En 'n verskil kan gemaak nie. So dis juist daar waar ons moet sê, maar ek wil nie net vinnig praat en sê ek gaan goed doen of gaan help, en wanneer dit regtig kom by die aksies om die goed te doen, is ek nie daar nie. Dit wat ons sê en dit wat ons doen, moet presies dieselfde wees. Dit moet ooreenstem met mekaar, en dit is juist wat Jesus gedoen het. Hy het gesê, hy gaan die sonde van die wêreld wegneem, en hy het ons kom verlos, hy het ons kom vergewe. So daarom kan ons ook sê, maar ons gaan doen wat ons sê. Want die Here kom help ons, hy gee ons die krag om dit te kan doen. Nou ja, Jesus was versoek, en een van die grootste versoekings was in die woestyn gewees, maar reg deur sy lewe het hy versoekings gehad, en ons het ook daardie versoekings elke liewe dag. Versoekings om trots te wees oor onsself en oor die goed wat ons doen, wat ons nie moet nie. Maar die vyand gebruik dit. En hy kom ruk ons eintlik en sê, maar jy nou trotsheid in jou lewe gehad, en dit is nie wat God wil hê nie. Maar dis juist hierso waar ons sê, maar Here, kom vat oor. Jesus, ek kom gee my trotsheid, want ek wil in nederigheid voor U kom sit. En ek wil vry wees van hierdie sonde wat oor my lewe is. Want soos wat Jesus woord waar geword het, lewe geword het en onder ons kom leef het, kan ons daardie woord vat en so deel maak van ons. Kan ons die nederigheid, die liefde, die goedheid, die guns, kan ons deel maak so van ons lewe, omdat Jesus het vir ons gee. En ons kan dit gaan uitleef in die buitekant, waar ons ook al rond beweeg. So daarom het ons nodig om regtig te sien hoekom Jesus vir ons gebore is. Hoekom hy aarde toe gekom het en hoekom hy vir ons kom lei het en vir ons deur sy lyding kom wys dat ons kan volhard. Dat ons kan vashou. Dat ons kan aanhou en bly veg, want hy is saam met ons, hy stap saam met ons hierdie pad. So eintlik is Jesus besig om vir ons vanoggend 'n uitnodiging te gee, om te sê, maar ek nooi jou uit om saam met my te kom sit. Ek nooi jou uit om 'n gedagte verandering te hê, om te sê, maar kom wees hier so saam met my, kom sit in 'n verhouding, kom ervaar die herstel wat ek vir jou wil kom gee. En dis wat Jesus wil kom doen. Dis die uitnodiging wat hy vir ons wil kom gee vanoggend, sodat ons kan vry wees
van ons sonde, vry wees van die lyding wat ons elke dag beleef. Hy wil hê dat ons nie nodig het om te beskinder, of ander mense te beskinder en sleg te voel as mense oor ons praat en sulke goed nie, want as mense oor ons praat, beteken dit ons is belangrik genoeg, want hulle sien iets in ons raak. Hulle sien raak dat Jesus eintlik deel is van ons, dat hy 'n verskil in ons lewe maak, of dat ons daai mense se lewens aanraak. Jesus wil so met ons werk en deur ons werk. So daarom ons sal nooit altyd verstaan hoekom ons hier sekere lyding moet gaan nie. Jesus het self nie besef, eintlik as mens, die seer wat hy beleef het nie, maar hy het geweet, hy moet hierdie die lyding en seer gaan, want daar's 'n groter doel. Want hierdie doel gaan die vryheid van die wêreld beteken. Hy het hierdie menslike reis het hy volhard. Hy het uitgestap en deurgestap, en so kan ons vandag ook gaan en sê, maar ons gaan die oorwinning soek wat Jesus vir ons gee. Ons gaan soek om nederig voor sy voete te gaan neerval. En as ons nie weet hoe om nederig te wees, of as ons sukkel om nederigheid uit te leef, kom ons hardloop in Jesus se arms in. Ons gaan sit by die Vader se voete en ons gaan vra hom, maar leer my om nederig te wees. Leer my om in die tyd van vakansie en Kersfees en tyd van familie, leer my hoe om nederig te wees. Om regtig te kan gaan sien en 'n verskil te gaan maak in die mense se lewens rondom my. So my gebed is vir ons, soos wat die Vader se gedagtes vir ons as sy kinders is, om 'n verskil te gaan maak, om sy liefde te gaan uitleef, om sy boodskap te vat en lewendig te hou, en om te gaan uitleef buitekant toe. Mag ons dit beleef, en mag ons die trotsheid en die sonde en al daai goed eenkant skuif, en eerder ons fokus op Jesus sit, wat die middelpunt is van ons lewens. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons kan leer, Here, oor die nederigheid en hoe nederig U was om U lewe vir ons te kom gee. En Here, as gevolg van dit het ons vryheid. Vryheid om te kan sê dat ons glo. Vryheid van ons sonde, Here, vryheid van die goed van die wêreld wat ons wil kom vashou. Maar Here, dankie dat U ons kom vrymaak. Dankie vir die oorwinning. En dankie, Here, dat U die middelpunt is van elke liewe ding waar rondom ons lewens draai. Ek sien ons ook nou in die tyd waar ons ingaan, Here, en ook nou waar ons aan tafel gaan sit. Here, dat ons ook die nederigheid en die liefde kan beleef. Ek bid in U naam alleen. Amen. Ek gaan vir die met wie ek so sit en die nagmaaltafel kan voorberei word. Dankie. Ek gaan sommer dat ons die tekens uitdeel, en terwyl die tekens uitgedeel word, gaan ons net luister na die woord.
Het almal van die brood gekry en van die wyn. Niemand is oorgeslaan nie. So die nagmaal is 'n baie besonderse voorreg wat ons het eintlik om aan deel te kan wees. Dis 'n tafel wat eintlik gedek word saam met Jesus Christus wat die eregas is. Die een wat saam met ons sit en soos wat ons vier hierso ook vanoggend sit elkeen van ons so aan die nagmaaltafel, saam met Jesus wat met ons gesels, wat aandag aan ons elkeen kom gee, wat met ons wil kom praat oor wat dit ook al is waar ons wil gesels. Maar tog, die nagmaal is 'n besonderse gebeurtenis waar ons dit wat met Jesus gebeur het, kom vier, maar ook om onthou waar hy gegaan het. So ek wil hê julle moet die tekens in julle hande vashou. Ek sal nou vir julle gee. Maar vat die tekens in julle hand en kom ons bid eers saam vir hierdie tekens voordat ons dit gebruik. Here Jesus, dankie dat ons elkeen vanoggend aan die nagmaaltafel kan kom sit. Here, dankie dat U vir ons die teken kom gee van die brood en die wyn vir dit wat met U gebeur het toe U vir ons aan die kruis gesterf het. Here, waar U liggaam stikkend vir ons geslaan is en dele van die liggaam vir ons uitgeruk is. En Here, waar die bloed vir ons gevloei het, net sodat ons kan vry wees en dat ons nie nodig het om self op daardie kruis te hang nie. Dankie dat U dit in ons plek kom doen het. En dat ons daardeur ook kan beleef hoe groot die liefde vir ons elkeen is. Maar ook dat U ons vry maak. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. So die brood wat ons breek is Jesus se liggaam. Sy liggaam wat vir ons stikkend geslaan is en wat vir ons elke liewe hou gevat het. Wat ons kom vrymaak het. Wat vir ons vasgespijker is aan die kruis. So neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat Jesus se liggaam gebreek is, dat ons tot sy versoening kan kom. Jesus se bloed wat vir ons gevloei het ons kom vry was van ons sondes. Sy bloed het uit sy liggaam uitgetap het, sodat ons die skoonheid kan beleef, die vryheid kan beleef, maar ook kan deel hê aan hom,
en aan sy lewe wat hy vir ons kom gee. So neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat sy bloed vir ons gevloei het, vir die vryheid van ons sondes. Kom ons sit net so. Here, dankie dat ons die voorreg het om die nagmaal te kon gebruik het. Here, dankie dat ons die voorreg het om te kan weet dat U ons kom skoon was het en ons kom vrykoop het, maar dat U vir ons kom genade bewys. En dankie dat ons ook nou met hierdie genade kan uitstap in ons dag en wat voor lê en die week wat voor lê en die maand. En dankie Here dat ons kan weet dat U ons handvat en ons lei. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Baie dankie en dankie vir julle wat hier so voorkom sit het. Julle mag weer gaan sit. Waardeer. Kom ons dien die Here nou ook met ons dankoffers wat ons gaan gee.